Daar is vele stories van ons volk om te vertel. Van dit reeds lang verlore, dit wat nie opgeteken of oorvertel is nie. Maar hier volg 'n storie, een wat heel moontlik sou uitsterf. Maar hierdie storie het gelukkig nie. Dit het herleef om steeds soos lewe deur ons are te bruis, soos hoop. Dit is tydens die Anglo-Boereoorlog waar ons volk so swaar gekry het, waar hoop gebore word deur die edele mossie. Tussen die stof en die ellende waar Annette Maree en 'n klompie vroue en sekerlik kinders hierdie verse raak lees en die belofte daarvan aan vasklou. Wat ek vir julle in die donker sê, vertel dit in die lig, en wat julle in die oor hoor, verkondig dit ook op die dakke. En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer, wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Word 2 mossies nie vir 'n stywer verkoop nie, en nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie. En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel. 'n Paar jaar later is dit Tibie Steyn wat die petisie rig aan generaal Jan Smuts met die versoek dat die simbool van die mossies op die kleinste munt sal verskyn as baken van hoop. Hierdie versoek word toegestaan en die wêreldberoemde George Creer Grey word getaak om die simbool te ontwerp. Hierdie simbool pryk vanaf 1923 tot 1964 op die kwartpenny en toe daarna op die 1 sent muntstuk. Vanaf 1956 is dit Dick Findlay se ontwerp van die mossie wat pryk op die 1 sent muntstuk en die half sent munt. Vanaf 1991 word George Creer Grey se ontwerp weer gebruik tot wanneer die 1 sent se gebruik finaal gestaak word. Die laaste 1 sent munt word geslaan op 31 Maart 2002 en so sterf die simbool van die mossie ook. En so vergesel hierdie mossie, hierdie baken van hoop, ons volk van 1923 tot op 2002 en sekerlik verder soos wat ons munte optel op die straat, en is die simbool vir ons soort van verlore. Maar dan, dit is die jaar 2022 en die nuwe H-reeks elemente word bespreek. Dan kom daar hierdie versoek van Petra om te vra of die mossies nie kan geïntegreer word met die pekantakkie nie. En daar word hierdie simbool hervestig onder ons volk. Tydens 2026 se E-reeks ontwerp skyn Dr. Heinz Wirtz waardevolle inligting op die waarde van die mossies op die 10 ora kupon, die kleinste eenheid in ons handel. En so gebeur het dat meer as 100 jaar na hierdie groepie vroue hierdie simbool so gekoester het in Betuli, nou weer 'n baken van hoop is vir ons volk.